Want almal. Ja. Dis wonderlik. Ek het gisterand so sleg gevoel, dan ek so lus om te klap en dan was daar so een ongemaklike stilte, so klap asseblief saam. Baie welkom hier. Dis ons derde Pinksterdiens. Ons praat oor die Skeppergees. As dit jou eerste keer hier is, ons het begin Sondagoggend deur om te praat oor die groot gees en die klein gees, God se gees en die menslike gees, hoe maklik die menslike gees ondermyn kan word. En toe het ons gisterand gepraat oor die gees van geregtigheid, die gees wat geregtigheid, genade en aanbidding saam vashou. En vanaand praat ons dan oor die gees en die skepping. Kom ons sit net vir 'n oomblik so en dan word ons rustig. As jou dag soos myne was daar min tyd vir stilte gewees en ek nooi jou sommer regtig in 'n oomblik van stilte in om net hier teenwoordig te word. Ons gaan sommer net so bly sit en dan gaan ons toetrede lied sing, Heilige Gees, U die trooster. Ek nooi jou nou weer uit om weer bewus te raak van die Heilige Gees deur ons asemhaling. Iets wat ons al elke aand of elke diens sover gedoen het. Sit net vir 'n oomblik so, maak dalk jou oë toe en dan haal ons lekker diep asem. Met elke inaseming word ons bewus van die teenwoordigheid van die Heilige Gees wat intiem naby ons is. Met elke uitasem word ons bewus daarvan dat hierdie Gees ons nader bring aan alles wat leef en alles wat asem het. Kom ons bly in hierdie stilte en dan lees ek vir ons 'n gebed, die bekende skepingsgebed van Sint Francis van Assisi.
almagtige en goeie God, aan U kom alle eer en heerlikheid en dank toe. Loof die Here vir al sy skepsels, in besonder vir ons broer die son, wat vir ons die lig en die dag bring. O, met hoeveel pragt en hoe helder skyn hy. Here God, die son weerspieël U heerlikheid. Loof die Here vir ons suster die maan en vir die sterre wat U aan die nagtelike hemelruim laat skitter. Loof die Here vir ons broer die wind en vir die lig en die wolke, vir alle soort weer waarmee U lewe op aarde onderhou. Loof die Here vir ons suster water, wat so nuttig vir ons is, so nederig en skoon en kosbaar is. Loof die Here vir ons broer vuur, waardeur U vir ons lig en warmte gee, wat ons lewe so aangenaam maak, en wat so magtig en sterk is. Loof die Here vir ons moeder die aarde, wat ons voed en onderhou met haar talryke vrugte en sade, wat ons lewe versier met haar blomme en vele kleure en met gras. Loof en loof die Here, bring hom dank en gee hom ere. Skepper God, ons wil U dien in alle nederigheid. Amen. Die orkes gaan nou vir ons 'n begeleidende lied speel, die Divertimento in D majeur van Mozart, en op die skerm gaan ons 'n video saam met dit speel. Sit sommer so en word in hierdie tyd, terwyl hulle hierdie lied speel en jy die beelde op die skerm sien, raak sommer net bewus van alles rondom jou. Alles wat leef, alles wat asemhaal, alles wat groen word, alles wat koud is en warm word, en die mooi van die planete en die sterre, raak sommer net bewus van die skepping.
met hierdie skepping so voor ons, as ons die glansrykheid van God se skepping aanskou, dan kan ons nie anders nie as om met ons lewe, maar dan ook met ons gesang 'n loflied te sing. So kom ons staan op en dan sing ons 2 lofliedere. U laat ons stroom, U is ons krag in die dieptes. U wys die toekoms wat God vir ons gee. U leer ons hoop, U leer ons leef, wys ons hoe Gees die pad na U doel. Laat ons volhard tot die einde. Seën ons o Gees met krag om te dien, sodat ons ander kan sien. Laat nou U krag op ons rus.
trou bly aan wie U ons maak. Kinders van God, dromers wat dien, wys ons o Gees, die pad na U toe. Laat ons volhard tot die einde. Seën ons o Gees, met krag om te dien, sodat ons ander kan sien. Laat nou U krag op ons reën. Ons lees vanaand uit Esegiel 36 uit, vers 26 tot 28. Die woorde is ook op die skerm. Dis 'n lekker kort deel. So ek gaan dalk die eerste sin of so net herhaal, regtig sodat ons die woorde sommer net vir 'n oomblik indrink. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorouers gegee het. Julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee. 'n Nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. Daar's 'n aanhaling wat my deesdae laat dink. Dit sê, listen, are you breathing just a little and calling it life? Jy het dit al gehoor, dis 'n gedig uit, 'n baie bekende gedig van Mary Oliver. Listen, are you breathing just a little and calling it life? Dis die vraag wat ek vir myself baie dikwels deesdae vra, en wat ek ook sommer net vanaand vir ons ook wil vra. Haal ons net asem en noem ons dit lewe. In hierdie week het daar 'n foto verskyn van die baie bekende Amerikaanse kosguru in die gesondheidstydskrif. Ek weet nie of dit die regte beskrywing is vir hierdie tydskrif nie, Sports Illustrated. Die ander het die foto daar op die bord, moenie skrik nie. Die 81-jarige Stewart is die oudste persoon wat nog ooit op hierdie voorblad verskyn het. Vir baie was dit 'n goeie ding, 'n viering van hierdie persoon se skoonheid, juis op haar ouderdom. Ek het die regte foto wat regtig op die voorblad was nie gebruik nie. Hierdie was een van die ander foto's wat hulle besluit het om ook in die uitgawe te sit. Die ander een sou nie werk hier in die kerk nie. Maar baie mense, soveel soos wat daar 'n klomp mense bly was hieroor, het baie mense ook hulle ontsteltenis uitgedruk op sosiale media oor hierdie foto. Hulle sê dit is 'n poging om haar verganklikheid, haar mensheid te vermom. Die fokus is om haar jeugdig en mooi en ongedeerd te laat lyk. Onsterflik, sou mens self kon sê. Mens kan onmoontlik so lyk, sê hulle, deur om net goed en mooi te eet en om yoga te doen. Jy kort 'n paar designers en editors om jou so te laat lyk. En dit is die realiteit van verganklikheid. Maar hoekom probeer ons die ouderdom verdoesel en wegsteek en maak asof dit nie bestaan nie. Vir die meeste mense is dit waarskynlik onmoontlik om so te lyk, selfs al wou hulle. Hierteenoor was daar 'n foto wat in April se Vogue op die voorblad was.
Dit is van die 106-jarige Apu Wang Od. En dit is eintlik 'n sterk kontras van die een wat van Martha Stewart verskyn het. In hierdie foto het hulle juis probeer om Apu Wang Od se ouderdom en sy verlede en sy menslikheid nie uit te vee nie, en eintlik te vier. Hulle het eintlik haar lewensverhaal probeer vier. Juis haar mensheid, haar weerloosheid, haar verganklikheid, haar diepte word dan haar skoonheid. Die duisende stories wat sy geleef het, kan nie so maklik uitgevee word nie, selfs nie eers deur 'n rekenaar nie. 'n algemene, Jan kan op die volgende enetjie sit, 'n algemene misverstand wat ons dikwels van die Heilige Gees het, is dat die Gees abstrak is, verhewe is bo die natuurlike. En wanneer ons die Gees ontvang, ons ook die liggaamlike, die sterflikheid soms dan wil misken. Die aarde word dan maar in hierdie verstaan van die Gees 'n wagkamer. Ons liggame word onbelangrik. En die doel van hierdie wêreld is om eintlik maar net eendag van die vleeslike ontslae te raak en deel te word van die geestelike. Ons moet dan alles wat ons nou hier sien eintlik afskryf as boosheid, as sleg, as iets wat ons nie wil deel maak van onsself nie. En dan probeer ons dit wegsteek in alles wat ons doen. In ons teks van vanaand uit Jesegiel sien ons op 'n baie konkrete manier wat gebeur wanneer mense die Gees van God ontvang en wanneer hulle deur die Gees van God aangeraak word. En die resultaat van daai aanraking is eintlik verrassend. Wanneer mens deur die Gees aangeraak word, lees ons, gebeur daar 'n hartoorplanting. Om nuut geskep te word deur die Gees is soos om ons harte te verruil, sê ons teks, 'n hart van klip vir 'n hart van vlees. Nou vir ons ore vandag klink dit dalk vreeslik positief om so 'n hart van vlees te ontvang. Daardeur sê ons ook dat ons die onsensitiwiteit wat saam met ons hart gaan, die verharding wat saam met ons hart gaan, eintlik ook kan vervang. Die rigiditeit, die traagheid van ons hart kan nuut gemaak word, kan oorgeskep word. Maar vir die mense in die Ou Testament was dit egter nie so positief gewees nie. Daar was in daardie tyd eintlik 'n baie negatiewe konnotasie gekoppel aan die woordjie vlees. In Hebreëus is die woordjie basar. Basar was 'n slegte ding. Vir hulle was die vleeslike hart verganklik gewees, sterflik gewees. En die Bybel is vol voorbeelde van hierdie soort verganklikheid. Ek het daar sommer 'n paar op die bord. In Jesaja 31:3 hoor ons byvoorbeeld, die Egiptenare is mense en nie God nie. Hulle perde is vlees en nie gees nie. En daarmee bedoel die skrywer eintlik, julle hoef nie bang te wees vir die Egiptenare nie. Hulle is verganklik. Jeremia 17 vers 5 sê, vervloek is die mense wat op die vlees vertrou, wat in mense sy krag vind. Jeremia 2 Kronieke 32 vers 8 praat oor die Assiriese koning, en dan sê dit, moenie bang wees vir hierdie koning nie, want by hom is 'n vleeslike mag, maar by ons is die Here ons God. En Psalm 78 vers 9 reflekteer daaroor dat die mens net vlees is, net maar 'n asemteug wat gaan en nie weer terugkom nie. O, dis mooi. En so deur die hele Bybel is daar eintlik hierdie negatiewe konnotasie aan vlees, aan basar. Dis nie een van die orkeste liedere nie. So my vraag vanaand is dit, waarom, as daar hierdie negatiewe, slegte konnotasie
aan vleeslikheid in die Ou Testament is. Waarom dring Esegiel dan aan dat hierdie nuutskepping nie net die gees insluit nie, maar ook 'n nuwe vleeslike hart? Hoekom moet die geskenk van die gees juis saamloop met die geskenk van die vlees? Kon hulle nie maar net die geskenk van die gees ontvang het nie? Was dit nie maar net genoeg nie? Dalk is dit waar dat hulle nie 'n hart van klip moet hê nie. Ek dink ons almal stem daarmee saam. Maar hoekom kon God nie net dan liewer 'n ferm hart in hulle geskep het nie? Of 'n rein hart in hulle geskep het nie? Soos wat Psalm 51 byvoorbeeld voorvra. Of waarom kon God nie maar net sy wet geskryf het bo op hierdie hart van klip nie, soos wat Jeremia 31 byvoorbeeld sê nie? As daar al hierdie ander moontlikhede is van wat God kon doen, waarom dring Esegiel so aan op dat hierdie mense beide die gees en die vleeslike hart moet ontvang? Die nuwe hart voel eintlik 'n bietjie oorbodig in hierdie teks, uit plek uit. Kan die werk van die gees nie maar gebeur sonder hierdie vleeslike hart nie? Maar miskien is dit juist die punt. Dit kan nie. Vir die Ou Testament is dit ondenkbaar dat lewe en lewenskragtigheid, die mooi Engelse woordjie vir lewenskragtigheid is vitality, kan bestaan sonder dat dit in 'n vleeslike vorm bestaan. En dit geld vir die hele skepping, maar dan baie spesifiek vir mense. Ons sien dit so duidelik in die skepingsverhaal in Genesis 2. Daarso blaas God sy lewensasem nie in die lug in op nie, maar in dit wat vlees is in. En dan kry daai vlees lewe, begin daai gees lewe saam met ander, begin daai gees in gemeenskap lewe. Vleeslikheid, of dan terwyl sensitiwiteit, weerloosheid, verganklikheid, broosheid, sterflikheid, is juis wat die geskape lewe karakteriseer en uniek maak. Die lewe wat deur die Gees gegee word, is juis 'n lewe wat aangeraak kan word, wat beïnvloed kan word, en wat afhanklik is van alles en almal rondom dit. Om abstrak, verwyderd, onafhanklik, onaangeraak, onkwesbaar te lewe was ondenkbaar gewees in die Ou Testament en vir die Ou Testamentiese skrywers. Almal is vlees en die Gees werk deur die vlees. Die Gees kan klaarblyklik volgens die Ou Testament nie onafhanklik van die vlees en die sterflike en die weerlose werk nie. Die Gees kom as dit ware en onderskep die vlees, werk saam met die vlees, om dan hierdie lewenskragtigheid, hierdie verhouding, hierdie mooiheid te kom vestig. En dit is in die hart van die skepingsverhaal. Die vraag is dan, waarom kom herskep die Gees dan? Is die vlees dan nie genoeg nie? Kan die vlees dan, as die vlees in hierdie sin so positief is uit die skepping uit, kan die vlees dan nie maar op sy eie of haar eie aangaan nie? Maar dit blyk moontlik te wees, volgens wat ons in die Bybel sien, dat die vlees, die mens se hart, onsensitief, rigied, hard, traag kan word. En dit gebeur, blyk dit, dat dit kan lyk of iemand leef, terwyl hulle eintlik maar net asemhaal. 'n vorm van dood, wat maar net verdoesel is, vermom is, om soos lewe te lyk. En dit gebeur veral en spesifiek, wanneer die vlees begin staatmaak op die vlees, op sy eie, sonder die Gees, wil funksioneer. Met ander woorde, wanneer die vlees vervreem word van alles anders wat God se lewensasem reeds gevul het. Dit gebeur wanneer die vlees dink dit kan selfafhanklik wees, op 'n eiland
iewers afgesonder wees. Dit is om jouself te verwyder uit die ekosisteem van alles wat lewe en wat mooi is. Om te dink ons kan op ons eie funksioneer. Die ironie is, wanneer ons dit doen, wanneer ons self uit hierdie ekosisteem uit verwyder, dan raak ons verwoestend vir almal en alles rondom ons. Dan begin die lewenskragtigheid in ons te kwyn. En dit het die ironiese uitwerking dat dit later die vlees selfs vernietig. Daar's natuurlik 1000 voorbeelde hieroor. Maar die ekologiese krisis is waarskynlik die beste een. Ons is soms so op soek na 'n beter vorm van lewe, 'n hoër vorm van lewe, dat ons alles en almal in ons pad daartoe vertrap. En dan verkrummel hierdie netwerk van lewe, soveel so dat dit later tot die dood lei, selfs tot die dood van die een wat dit begin het. Dit is dan juis op hierdie punt, en dit is wat Jesegiel probeer sê, dink ek, wat daar vernuwing is, wat daar 'n nuut skepping is, wat daar 'n hartoorplanting nodig is. Dit is hier waar die vlees weer in lyn gebring word met die gees van God, sodat die vlees weer dienend raak teenoor die gees van God. Dat die gees eintlik dan die vlees vat en dit weer deel maak van 'n netwerk van lewende verhoudings. Van alles rondom ons. Dit is om, soos by die skepingsverhaal, weer die lewensasem te ontvang, wat my deel maak, nie net van my medemens nie, maar van alles wat asem het, en alles wat lewe. En die gees doen dit nooit sonder die vlees nie. Die gees gebruik die vlees, om hierdie mooi maak, skepende werk voor te sit. Listen, are you breathing just a little and calling it life? Is jy dalk besig om jou verganklikheid weg te steek? Of jouself dalk so te isoleer, dat jy onafhanklik begin word het van die lewe rondom jou? Van ander mense, of van die natuur, of van God? Dit is juist dan die Pinksterboodskap. Die Gees wil jou terugbring na die lewensasem toe, die gemeenskap van die lewendes, sodat jy en ons almal weer saam kan floreer. Amen. Ek wil ons sommer uitnooi om vir 'n oomblik net te dink aan wanneer laas jy in die natuur was. Wat jy regtig iets beleef het van God se teenwoordigheid, van God se mooiheid, van God se grootheid, van God se skepping. En dan wil ek net vir jou gou vra om, terwyl die musiekspan hulle self regkry, deel net dalk met 'n persoon langs jou, wat is daai herinnering? Wanneer laas was jy in die natuur wat jy gedink het, wow, hierdie is ongelooflik. Ek wil jou nou uitnooi, terwyl ons hierdie lied gaan sing, dat jy eintlik in jou hart weer die voorneme maak, om iewers doelbewus hierdie week dalk, as dit nog kan, as dit nie kan nie, iewers in die binnekort, in die nabye toekoms, sommer net regtig doelbewus in die natuur te gaan sit. Een manier glo ek om met hierdie lewensasem weer te kan connect, is om maar net eenvoudig bewus te raak daarvan, om in die natuur te gaan wees. Ek lees toevallig, ek het nou nie stukke daarvan in my preek gebruik nie, maar vandag daai stukkies uit daai boekie van Elsa Joubert oor sterflikheid,
eintlik op soek na iets. En sy sê toe sy in die ouer huis inkom, so bewus van haar sterflikheid, dat dit haar eintlik angstig gemaak het die koneksie met die mense rondom haar, en musiek en digkuns en die natuur, haar weer laat besef dat hierdie fase van haar lewe eintlik ook mooi is. En is iets mooi daaraan, om jouself doelbewus in 'n ritme te gaan sit, waar ons bewus word van ons menslikheid, van ons interafhanklikheid van die skepping en van ander mense. So terwyl ons hierdie lied hoor, kom ons dink sommer vir 'n oomblik daaraan. Die stukkie waarna ons nou net geluister het, is Ave Maria van Mozart natuurlik, en iemand skryf een keer hieroor en sê dat, omdat Mozart so 'n briljante komponis was, en eintlik so met sy musiek kon skep, nooi sy musiek ons in om iets van die groot skepping van God ook te beleef en te ervaar. En so dankie julle het ons ingenooi om dit te Schubert, my bad. Maak of dit vanselfsprekend is, maar dit is obviously nie. Ons gaan 'n oomblik nou neem om sommer net die kollekte op te neem. Ek noem sommer weer dat die kollekte tydens ons Pinkstertyd baie spesifiek gaan vir ons kerk en konteks, deel van ons bediening, wat al ons uitreike en bedieninge en so aan insluit. So, ja, kom ons neem 'n oomblik om dit nou te doen.
Ek wil julle aandag net weer vir 'n oomblik vestig op hierdie ongelooflike skildery wat Aletta besig is om te verf. As dit vanaand jou eerste keer hier is, die idee is dat, omdat ons praat oor die skepende gees, dat ons elke aand 'n stukkie byvoeg en dat ons sien wat op die einde van die dag daar gaan uitkom. So Aletta, regtig dankie vir jou ook. Dit lyk al baie, baie goed. En naby aan die hemel. Dan die volgende enetjie is net, hulle sê dat daar een spesifieke jaar 'n sopresep ook in die Sports Illustrated was. En daai sopresep het ons gekry en het ons vanaand hierdie sop meegemaak. So as nou jy uitkom, geniet 'n koppie sop sommer saam met ons. Kom ons staan op en dan spreek ek vir ons die seën uit. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees nou en vir altyd by ons wees. Amen.